Goeiedag en baie welkom weer by jou Lewelig dagstukkies. Dag 356 en ons tema vandag is nooit weer dieselfde. 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Wie jy was, bepaal nie meer wie jy is as God met jou begin werk het nie. Nooit weer dieselfde. Die ander dag het 'n interessante ding met my gebeur. Ek het iemand ontmoet en die oomblik toe hy homself voorstel en ek sy naam hoor, het ek so 'n knop op my maag gekry. Ek het myself afgevra, nou hoekom so? Ewe skielik het ek besef dat daardie naam my teruggevat het na my skooldae toe, na Boelie met dieselfde naam. Na al die jare het hy nog steeds in my onderbewussyn geleef. Ek het ook besef dat ek nie meer dieselfde mens is wat ek destyds was nie, en dat hy beslis ook nie meer dieselfde mens is nie, want die lewe het met albei van ons gebeur. Baie keer herroep 'n naam, 'n gebeurtenis, 'n seer, 'n fout, iets in ons op wat ons nog aan die persoon herinner. Dan dink ons dat die persoon nog steeds net so is as wat ons hom destyds geken en beleef het. Kom ek vra so, as ek die naam Petrus noem, wat kom eerste by jou op in jou gedagtes? Hy het Jesus verloon. Judas, hy het Jesus verraai. Dawid, sy moord op Batseba se man en sy egbreek met haar. Dis amper asof daardie fout so superglue aan hul name vasklou. Daarmee saam vergeet ons van al die mooi wat uit daardie foute gegroei het. Petrus het later die rots geword waarop die kerk gebou is. Dawid was 'n man na God se hart. Selfs Judas se storie herinner ons hoe ernstig keuses is, maar ook hoe diep God se planne loop. Ons verlede belewennisse word die bril waardeur ons na mense kyk en waar volgens ons hulle nog vandag beoordeel. Die oomblik as ons hulle weer ontmoet en begin gesels, dan hoor en sien ons dat hulle glad nie meer dieselfde mens is nie. Net soos ons seerkry ervarings van gister, ons kyk na mense en dinge vandag nog kleur, kyk ons dikwels ook deur daardie selfde bril na onsself. Soos Petrus, nadat hy Jesus verraai het. Dink net, hoe het hy na homself gekyk? Wat het hy vir homself gesê? Hoe het hy oor homself gevoel? As ons eerlik is, doen ons dit ook met onsself. Ons dra die geraamde etikette in ons koppe rond. Hallo, en jy noem jouself 'n Christen. Jy is en bly nou maar net 'n mislukking. En al het jare verbygegaan. Al het God al so baie dinge geskuif en sy karakter al in ons ingebou. Hou ons vas aan gister se foute en labels. Die wonder van God se liefde en genade is dat hy nie werk met etikette nie. Hy kyk nie na jou en sê, "Aha, onthou jy daai fout van 10 jaar terug nie." Hy sien 'n storie wat nog steeds besig is om geskryf te word. Hy gebruik selfs ons foute as grond waar 'n nuwe lewe kan groei. Dis amper soos kompos. Dit wat lyk soos afval, word die plek waar 'n nuwe lewe begin blom. Die grootste wonder is nie dat ons nie val nie, maar dat ons anders opstaan. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy kyk ons nog steeds baie keer deur gister se seerkrybril na vandag? Wat dink jy kan ons doen om dinge te begin sien soos wat dit vandag is? Hoe gaan jy vandag begin om die Gees se bril op te sit? Here, help my om nie mense gijslaar te hou in hul verlede nie, maar om hulle raak te sien vir wie hulle geword het, met hoop en moontlikheid. Leer my om ook na myself met u genade oë te kyk,
vry van al die ou etikette. Amen. Mag jy 'n pragtige dag hê en mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Shaal Botha.